Martie van Wyk. Lig op verhoudings, Martie van Wyk, ons verhoudingsspesialis. Kom ons hoor wat sy. Hallo Willem en hallo liewe luisteraar. Welkom terug by ons volgende geselsie oor geld praat, liefde luister. Dit is die reeks waar ons ondersoek hoe geld ons verhoudings beïnvloed en hoe liefde en geloof ons help om dit met wysheid te hanteer. Na ons vorige gesprek oor mag en vertroue binne 'n huweliksverhouding, bring ons dit vandag 'n bietjie nader. Ons kyk vandag na hoe ons gesin deur geloof en binne ons Christelike waardes kan lei om geldwys te wees. Ons het al gesien hoe eerlikheid, spanwerk en respek vrede in 'n verhouding mag bring, maar vandag kyk ons vorentoe. Ons kyk na die volgende generasie. Ons kyk na ons kinders, want as geld praat en as liefde luister, dan moet dit 'n voorbeeld wees vir die volgende generasie om daaruit te leer. Die vraag is, hoe begelei ons met geloof ons kinders na finansiële wysheid? Hoe leer ons kinders goddelike waardes oor geld? En al die diepere dinge wat daarmee saamgaan, soos byvoorbeeld om dankbaar te wees oor dit wat ons het. Willem, wanneer ons dink aan hoe om ons kinders van finansies te leer, dink ons gewoonlik net aan die verband tussen spaar of bestee. Maar die waarheid is, hulle leer 'n klomp dinge lank voordat ons ooit begin om enige iets aan hulle te verduidelik oor geld. Nog voordat ons as ouers besef, ons moet seker op 'n punt begin om hulle iets van finansies te leer, het hulle al klaar 'n klomp dinge by ons geleer. Willem, en miskien jy, liewe luisteraar, ons het groot geword in 'n tyd waar dinge soos finansies en selfs verhoudings, dinge wat nie met ons as kinders bespreek was nie. Vir ons ouers was dit iets privaat. Maar of ons dit nou wil weet of nie, as kinders leer 'n mens deur te luister na hoe jou ouers praat oor geld in die huis. Ons kinders leer deur na ons te kyk en die manier wat ons gee aan ander. Hulle kyk na ons oor hoe ons reageer op stres en druk wanneer finansies stram is. En hulle kyk ook hoe ons teleurstellings hanteer. Ons kinders erf nie net ons bates nie. Hulle erf ons siening, ons gewoontes en ons houding teenoor geld. Daarom dink ek, dit is belangrik dat ons gesels oor hoe om geloofsgebaseerde finansiële gewoontes te leef, waaruit ons kinders kan leer en wat hulle kan voorberei om nie net genoeg te verdien eendag nie, maar ook hoe om met wysheid rondom finansies en besittings te leef. So, hoekom maak dit saak? Baie ouers werk hard om vir hulle kinders die beste onderwys en geleenthede te gee. Maar as ons hulle nie die waardes rondom geld leer nie, gee ons dalk vir hulle gemak, maar sonder karakter. In Spreuke 22 vers 6 lees ons so mooi, gee leiding aan 'n jong mens oor hoe hy moet leef, en hy sal ook as hy oud is, nie daarvan afwyk nie. Ek kan dit nie beter sê nie. Willem, en ek glo dit sluit alles in, ook ons geld en ons finansies. Ek kan byvoorbeeld sommer net 'n paar voorbeelde noem, en liewe luisteraar, dink maar daaroor afhangende van wat ook al julle eie gesinswaardes in die huis is. Hierdie is maar net voorbeelde. Ek dink byvoorbeeld dat ons kinders kan leer dat geld eerder 'n seën is en nie 'n las nie, of dat geld 'n hulpmiddel is en nie 'n trofee nie, of dat geld iets is om te bestuur en dat dit nie iets is wat ons bestuur nie. As ons wil hê ons kinders moet vrygewig, gedissiplineerd en dankbaar wees,
begin daardie lesse binne ons eie huise. Kom ons neem 'n breek, dan wil ek graag 5 geloofsgebaseerde beginsels met julle deel, wat ons kan gebruik om ons kinders van finansies te leer. Luister binnekort verder na Martie van Wyk. Willem en liewe luisteraar, ek deel graag met julle 5 geloofgebaseerde beginsels wat ons kinders kan leer, sodat hulle die regte benadering teenoor geld en finansies het. In die eerste plek, die eerste beginsel is, alles wat ons het, behoort aan God. Geld is nie onse nie, dit is iets wat aan ons toevertrou word. Ons moet goeie rentmeesters wees daarvan. Ons moet ons kinders van kleins af leer om te sê, ons dank God vir dit wat ons het. Selfs die kleinste hoeveelheid geldjies wat ons vir liefdadigheid gee, kan jou kind leer van dankbaarheid en ook van verantwoordelikheid. Die tweede beginsel, liewe luisteraar, is dat werk 'n seën is en nie 'n straf nie. Liewe luisteraar, Kolossense 3 vers 23 herinner ons, wat ook al julle doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Willem en liewe luisteraar, ons moet ons kinders wys, dat moeite en toewyding waardigheid bou. Leer hulle om selfs in die kleinere taakies vreugde te vind en 'n bydrae te lewer. Dan die derde beginsel is, spaar is wysheid en nie vrees nie. In Spreuke 21 vers 20 lees ons die wyse woorde, in die woning van 'n wyse man is daar altyd kosbare besittings en olie. 'n Dwaase mens bring sy goed deur. Die wyse bewaar met ander woorde hulle voorraad en die dwaase mens mors dit. Liewe luisteraar, daar is soveel kreatiewe maniere waarop jy jou kinders kan leer om 'n gedeelte van hulle sakgeld te spandeer en 'n gedeelte op sy te sit. Gebruik koevertjies of potjies met etikette. Dis die maklikste beginsel om vir ons kinders te leer, sodat hulle ook die waarde van spaar kan sien. En dan die vierde beginsel wat ek met julle wil deel is, vrygewigheid bring vreugde. Laat jou kinders sien hoe lekker dit is om te gee. Gee vir die kerk, vir liefdadigheid of vir iemand in nood. En dan, soos ons altyd sê, hê die gesprek met jou kind. Praat oor hoe beide, die ontvanger en die gewer, se harte geseën word deur hierdie gee. Vrygewigheid plant saadjies van empatie in jou kind se hart. Liewe luisteraar, en dan die 5de beginsel is, praat oop en eerlik oor geld. Moenie geld 'n taboe maak of iets wat privaat is nie. Gesels saam oor julle begrotings, julle doelwitte, die uitdagings en doen dit op 'n ouderdomsgepaste manier. Wanneer kinders vrede en nie paniek rondom geld sien nie, groei hulle met sekerheid. Liewe luisteraar, en dan sommer net 'n paar praktiese idees om hierdie 5 beginsels nog meer prakties in julle huis toe te pas. Begin iets soos 'n gesin gee koekblik. Versier 'n mooi koekblik en noem dit julle geeblik. Elke maand kan al die lede van die gesin 'n geldjie daarin sit, maak nie saak hoe klein die bedragie is nie, en dan besluit julle saam wat julle daarmee gaan doen. Miskien gee vir 'n gesin in nood, miskien vir die kerk of miskien vir 'n gemeenskapsprojek. 'n Tweede praktiese wenk is om 'n doelkaart te hê. Maak 'n visuele kaart en spaar vir iets belangrik en kyk dan hoe jy julle teiken bereik. En onthou om hulle te beloon vir elke klein bydrae. Nog 'n praktiese wenk is miskien storietye. Deel stories van hoe God al vir julle voorsien het. Deel met mekaar hoe God al julle gebede beantwoord het,
of hoe onverwagte seëninge oor julle pad gekom het. Hierdie stories kan baie meer beteken as enige preke. Dan, iets wat ons altyd in hierdie gesprekke met mekaar deel, is dat julle gesinsgesprekke het oor begrotings. Betrek ouer kinders by eenvoudige besprekings oor prioriteite, nie om hulle te belas nie, maar om vir hulle rentmeesterskap te leer. Dan, die laaste praktiese wenk is, vier tevrede wees. Wanneer julle iets nie kan bekostig nie, sê dit met vrede, nie skaamte nie. Kinders leer dat beperkings nie mislukkings is nie, maar wysheid. Liewe luisteraar, ek hoop dat hierdie praktiese wenke vir julle iets kan beteken. Onthou, Jesus het dikwels oor geld gepraat, nie om mense ryk te maak nie, maar om hulle vry te maak. Hy het geleer dat ware rykdom gemeet word in vrygewigheid en in vertroue in God. In Psalm 37 vers 25 lees ons, ek was jonk en nou is ek oud, maar ek het nog nooit 'n regverdige verlate gesien of sy kinders brood sien soek nie. Wanneer ons vertroue getrou leef, bou ons 'n nalatenskap van vrede en van voorsiening. Om kinders oor geloof en finansies te leer, gaan nie daaroor om miljonêers te kweek nie, maar wyse rentmeesters, wysheid met God se seëninge. Liewe luisteraar, om kinders te leer om geld reg te verstaan, is een van die grootste geskenke wat ons vir hulle kan gee. Ons kan hulle nie van elke finansiële uitdaging beskerm nie, maar ons kan hulle voorberei, deur hulle eerlikheid, dankbaarheid, vrygewigheid en geloof te leer. Want elke dag bou hulle eie huise, en wat hulle in jou huis gesien het, sal in hulle huis weer klink. Leef dit voort, bid saam, leef met vreugde, nie met vrees nie, want wanneer geld praat, luister liefde, en klein hartjies luister altyd. Willem en liewe luisteraar, nogmaals dankie dat jy geluister het, dankie vir die groot geleentheid. Liefde, vrede en vreugde vir julle vir die week wat voorlê. Tot ons weer gesels. Totsiens.